Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Hier so in die hartjie van die winter, of is ons dalk nog nie heeltemal daar nie. Ons is al lank genoeg en ver genoeg in Junie maand in. Dink ek is dit dalk nodig dat ons so 'n bietjie kyk na ons energievlakke en wat ons kan doen om onsself te motiveer om aan die gang te kom vir al daardie koue wintersoggende wat dit vir ons voel, die rype dalk ons so oor die neus gepiets. Julle sal onthou dat ons nou die afgelope 2 weke gepraat het, eerstens oor gewoontes, en dat ons gesê dit is 'n absolute outomatiese handeling, dit is iets wat ons noodwendig aan dink nie, dit gebeur net. Ek sal opstaan, ek sal byvoorbeeld die gordyne ooptrek, ek sal gaan tande borsel en dan kry ek myself by die ketel besig om koffie te maak. Toe het ons verlede week bietjie gekyk na rituele en wat rituele is. En ons sê hier is iets baie meer spesifiek. Dit is iets wat 'n sekere waarde vir ons inhou. Daar's 'n spesifieke manier waarop ons goed doen. Ons doen dit by onsself as ons alleen is. Sê net maar byvoorbeeld ek het 'n baie spesifieke prosedure wat ek wil volg as ek vir my 'n lekker koppie tee of koffie wil maak. Maar daar is ook die formeel ingebedde ritueel wat saam met ons spiritualiteit gaan en daar spesifiek die rituele rondom nagmaal, geboorte, doop ensovoorts. Nou wil ek vandag oor iets praat wat ons dalk kan nie net soos ek gesê het uit die bed uit kry nie, maar help met hierdie negatiewe gewoontes wat ons aangeleer het en wat deel geword het van ons lewe, wat ons graag wil ontslae wil raak. Julle mag onthou dat ek gesê het vorige keer dat 'n gewoonte iets is wat jy baie maklik in omtrent 21 dae se tyd kan aanleer, maar om dit af te leer vat 3 maal so lank. So dis so min of meer 2-3 maande om daardie gewoonte af te leer. Nou, ek dink julle het almal onlangs gehoor van die boek wat geskryf is deur Mel Robbins. En die boek se naam is The Let Them Theory. Ek het al van tevore na hierdie laat hulle teorie gepraat, wat eintlik maar daarop neerkom dat 'n mense maar toelaat om te wees, maar dit laat my ook toe om te wees en baie pertinent grense te trek, dat mense kan weet waar hulle met my staan. So aan die een kant is dit 'n geval van, dis reg, dit mense maar my punt van kontrole is, hier trek ek die streep met wat ek gaan toelaat in my lewe en waarvoor ek dan respek gaan verwag. Nou hierdie selfde persoon, Mel Robbins, het ook 'n boek geskryf en navorsing gedoen oor wat hulle noem die 5 sekondes reël of die 5 seconds rule. Nou, dit is 'n baie kragtige tegniek wat ons kan gebruik om negatiewe gewoontes of gewoontes wat teenproduktief is te oorkom, om aksie te neem en aan die gang te kom en ons lewens te verander. So die basiese kern hiervan is eintlik dat ek, wanneer ek aan iets dink om te doen wat ek weet gedoen moet word, my so gou as moontlik letterlik aan die gang kry om dit te doen. Hoe werk dit? Dis 'n 5 sekondes reël. En wat ek doen is, kom ons sê byvoorbeeld, ek weet ek moet vroeg opstaan, dit is koud en die bed is lekker warm en dit is lekker gesellig om saam met iemand lekker in 'n bed te kan lê en nou begin ek net nog 5 minute, miskien nog net 5 minute. Nou, om terug te kom na hierdie aftel van die 5 sekondes, dit werk soos volg. Ek tel dit terugwaarts. So met ander woorde, ek tel dit as 5, 4, 3, 2, 1.
En dan begin ek dadelik hierdie aksie neem. Ek staan op uit die bed, ek loop en ek gaan sit byvoorbeeld die ketel aan of wat ook al. Nou daar is 'n baie sterk neurologiese basis vir hierdie aftel en die feit dat ek agteruit tel, die 5, 4, 3, 2, 1 help my om te defokus en my uit die ritueel gewoonte uit te haal. So met ander woorde is ek sê nou maar ek is so gewoond, ek borsel my tande met my regterhand as ek regshandig is. Wat dit eintlik doen is, in aanhalingstekens, dit leer my nou om met my tande borsel met my linkerhand te vat en my tande met my linkerhand te borsel as ek regshandig is. So my brein is nou besig om nuwe neurobane te bou. Interessant, hulle praat ook van breingym of neurobics of neurobika vir die brein. So dit is oefening waar ek hierdie dendriete en oordragstowwe ensovoorts in my brein so ekstra stuk motivering gee om aan die gang te kom en dinge te doen. En daar is werklik 'n goeie navorsing wat dit ondersteun. Ek gaan nou daarby kom. Maar kom ons kyk dan net na 'n paar toepassings. Sê nou maar byvoorbeeld iets om vroeër uit die bed uit te kom of nou in die winter definitief uit die bed uit te kom. Dit help my om goed wat ek aanhou uitstel op te hou uitstel, want ek gaan nou oor tot aksie wat natuurlik my produktiwiteit gaan verhoog. En aan die ander kant verhoog dit ook my sosiale interaksies en my vermoë om 'n besluit te neem. Sielkundig beteken dit dat ek 'n sielkundige ritueel toepas wat my brein se neiging om goed te oordink stop en daardie ek weet nie, ek is onseker, ek wag nog om dit heeltemal uit te skakel en dit lei uiteindelik dan tot 'n positiewe gewoonte of ritueel wat ek aanleer. Ek dink een van die ander goed is dat dit my help om myself emosioneel en my emosies te reguleer. So daardie impulsiewe reaksie wat dan nou voortspruit uit my amygdala van nee, hier moet nou sekere goed gebeur en ek raak emosioneel of ek onttrek in totaliteit of ek vries in hierdie moment want ek weet nie wat om te sê nie, kan ek nou beheer deur te dink, maar in my dink voor ek doen word hierdie nou 'n proses waar ek die regulering sodanig doen. En dis hoekom ek by 5, 4, 3, 2, 1 begin en nie die makliker 1, 2, 3, 4, 5 nie. Julle hoor selfs die hoe vinniger dit is as ek dit andersom sê. So nou kan ek makliker my prefrontale korteks, met ander woorde daardie hoofuitvoerende funksie van die brein wat gedrag en gedagtes en emosies beheer, sodanig begin programmeer dat ek dit wat ek my vooropstel om te doen werklik begin doen. Natuurlik, soos ek gesê, nou gaan ons 'n nuwe gewoonte kan vorm. En as ek sien maar ek oorwin die negatiewe gewoonte wat my vir so lank dalk vasgehou en beheer het, dan begin dit my vertroue bou. En ek oorkom hierdie vrees van selftwyfel. Is dit nou die regte ding om te doen of nie? En ek dink die wonderlike hiervan is, dit is so veelsidig. Ek kan dit doen so maklik soos om uit die bed uit op te staan of om vir my iets te gaan maak om te drink of te eet, of om daardie stuk werk wat hier op my lesenaar lê, wat ek regtig nie die moed voor het nie, doelbewus nou te vat en aan te pak en dit te doen. En die oomblik wanneer ek my tot daardie mate verbind hiertoe, dan stel ek 'n klomp energie vry wat my brein nommer 1 help om my te help in die sin van boodskappe word vinniger oorgedra. En dit skep hierdie verbreed en bou aksies, wat ons al so dikwels oor gepraat het, wat my dan help om met meer insig en kreatiwiteit aan die gang te kom. Baie dankie Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen.
hierdie toepassing van hierdie 5 sekondes reël is, ek begin nou ook my brein inoefen om my te help met die vrystelling van energie, soos ek sê. So die wonderlike is, dat dit daardie gaping oorbrug tussen wat ek dink ek moet doen en beplan om te doen, en werklik tot aksie oorgaan, en baie spesifiek, sonder dat daar 'n lang tyd verloop. Ek wil net dalk vinnig 'n paar werklike lewensverhale, situasies dalk gou deel, in terme van mense wat hierdie reël begin toepas het, en dit is gesteun deur navorsing. Een daarvan was byvoorbeeld 'n persoon wat verskriklik gesukkel het met impulsiewe aankope. As die persoon nie goed genoeg gevoel het nie, dan is daar aankope gedoen ensovoorts. En deur hierdie 5 sekonde reël toe te pas, is dit 'n geval gewees van, nee, wag 'n bietjie, ek dink nou, ek maak nou regtig seker, is dit wat ek wil koop? En doen dan iets anders, in plaas van om nou hierdie aankope te gaan doen, aanlyn of dalk fisies, en daardeur begin ek dan nou ook te defokus. Iets anders wat ons doen, is dat ons baie keer in ons werksituasie en hierdie moeilikheid is van, ek moet hierdie doen, ek is nie heeltemal seker nie, maar ek is nou ook nie iemand wat baie vertroue het om iemand anders te vra nie. Dit gaan vir my letterlik uit my stoel uit laat opstaan en gaan loop na iemand toe wat my kan help. En hulle het ook gevind dat mense makliker begin vra vir hulp en makliker ook betrokke raak om ander wat vra vir hulp dan te help. Help met sosiale angstigheid, want in plaas van om nou soort van terug te trek as ek tussen vreemde mense is, gaan ek direk uit en ek gaan en ek stel myself voor en ek maak seker daar's een of ander verbintenis wat ek begin tussen my en hierdie persoon. Knoop 'n gesprek aan, al gaan dit aanvanklik hoe wankelrig, maar ek sit nie net terug en ek wonder nie. En ek dink die belangrike daarvan is dat ons ophou om uit te stel, en dit, soos ek net nou ook gesê het, is een van die kernaspekte wat ons help om dan dit wat ons moet doen wel af te handel. Nou, terwyl ek dit sê, dink ek daar is so 'n paar ander goed aspekte wat ons dalk net 'n bietjie by moet uitkom. En dit is wat Mel Robbins dan noem, nie net bloot gewoon die 5 sekonde reël nie, maar sy praat ook van 'n high five gewoonte. Daai hoë 5 wat ons gee, as ons gelukkig is, as ons bly is, wat ons so ons hand in die lug steek en 'n ander een se hand wat ook in die lug is aanraak. Nou ek weet nie, luister, ons wil julle moet my help as ek nou hier maar bietjie vasval, ek verskoning met die Engelse term high five, want ek as ek 'n mooi woord hiervoor in Afrikaans kan kry, laat weet my asseblief. Nou moet jy dit mooi luister, want hierdie is baie interessant en dit is ook ondersteun deur navorsing. As ek in die oggend opstaan en ek kyk vir myself in die spieël en ek glimlag en ek high five myself in die spieël, dan het dit die neurologiese effek van ek voel positief, ek stel energie vry, ek is bly, want dit is waarmee ons 'n high five assosieer. So hierdie high five gewoonte wat ons aanleer, is dan nou hierdie neurobics of hierdie inoefening, hierdie breingym wat ek dan toepas, wat my help om 'n nuwe rotine te skep, om 'n nuwe aktiwiteit te help ondersteun, deur seker te maak dat die verspreiding van die neurologiese stowwe in my liggaam, die afskeiding van neurochemikalie ensovoorts, sodanig is dat dit my dan ondersteun. So wat gebeur nou? Ek begin fisies my dag deur beter te voel, in plaas van om oor die wasbak te hang en vir myself in die spieël te loer en vir myself te sê, ek weet nie so lekker of hierdie gaan werk nie. Nee, nou is daar 'n definitiewe besluit om energie vry te stel deur myself hierdie high five in die spieël te gee. Dan gaan ons doen dit sommer met die mense rondom ons. Hulle gaan aanvanklik vir ons snaaks aankyk, maar dit is ook reg so. So ons begin nou met hierdie breingym om 'n nuwe rotine aktiwiteit te vestig, waar ons 'n doelbewuste aksie met ons hande uitvoer,
wat ons onmiddellik in hierdie nuwe gedagtegang en gedrag plaas van, ja, die lewe is beter as wat ek gedink het, die dag is beter, ek begin alles op 'n meer positiewe noot. So wat sien ons, wat gebeur dan nou eintlik hier? Op 'n neurologiese basis begin ons nou die prefrontale korteks. Dis hierdie gedeelte in my voorkop. As ek hier in my voorkop raak, dis min of meer waar die prefrontale korteks geleë is. So wat nou gebeur is, die uitvoerende funksies, want onthou, ons sê hierdie prefrontale korteks is die CEO van die brein. So met ander woorde, dis een wat die finale groot besluite neem. So ek aktiveer nou hierdie uitvoerende belangrike funksies van my brein, wat my help om beter besluite te neem, om self te reguleer en opeindelik my sodanig te programmeer, dat dit wat ek doen, aangepak word met meer energie. Nou, ek weet, ons het al hier gepraat oor die belangrikheid daarvan om te weet wat ons sterktes is, die sogenaamde psigofortologie. Party verwys daarna as positiewe sielkunde en ons weet, dit is nie noodwendig om positief te dink nie. Ja, dis een baie klein, minuskiele onderdeeltjie daarvan. Maar dit beteken om bewus te raak van wat my sterktes is, dit waarin ek goed is, en dit toe te pas om my te help om vorentoe te gaan in my lewe. Nie om myself sodanig te promoveer of te bevorder of voor te stoot dat ek op ander trap nie, maar dit is daardie lewenskragtige terugveer. Resilience is die Engelse woord wat ons daarvoor gebruik, na 'n posisie, ons praat van 'n homeostase, waar ek weer moed en krag het, hierdie veerkragtigheid, om te kan aangaan. So dit is waarmee hierdie CEO van die brein ons ook help. En natuurlik, die wonderlike daarvan, hoe meer ek daadwerklik iets doen om my energie vrygestel te kry, begin ek vrystelling van dopamien vlakke kry, wat my beter laat voel, dat my meer gemotiveerd voel, ensovoorts. En ek begin 'n nuwe breinpaadjie te ontwikkel. Daarom praat ons ook van neuroplastisiteit, wat beteken dat hierdie fisiese aksie van my high five, my 5 sekonde reël van ek gaan nie wag en wonder nie, ek gaan dadelik oor tot aksie, my onmiddellik in daardie, sal ons amper sê, voorspoedende, motiverende aan die gang kry, plaas waar ek nuwe neurale paaie skep, wat my kan help en in stand hou in die besluit om 'n nuwe gewoonte aan te leer en daardie gewoonte te bly vestig. En ek wil amper hier sê, dit is 'n emosionele, as ek die woord weer kan gebruik, herstel na die default van wie ek is. Veral as ek deur 'n moeilike tyd gaan, help dit my om daardie negatiewe swaar en hartseer wat daar is, en wat ons erken en wat belangrik en nodig is, soort van 'n bietjie tussen hakkies te sit en te sê, ek sal hierdie negativiteit en hierdie pyn en hierdie hartseer aandag gee wanneer ek my werk gedoen het, of wat ook al. Ek gaan nie laat dit so insluip en so alles in my werk oorheers, dat ek nie verder kan gaan nie. So nou sit ek dit so bietjie tussen hakkies, en wanneer ek sê nou maar vanmiddag by die huis kom, dan laat ek my toe om hiermee te werk en te worstel. Maar terwyl ek dan my daaglikse pligte goed nakom, help dit my om by daai punt te kom waar ek weer 'n verbintenis kan kry met hierdie sterktes wat in my is, wat ek enerzijds deur swaar kry, ja, ontwikkel het, maar anderzijds wat ook die gawes is, die vaardighede, kundigheid wat ek reg aanwend, wat my help om vorentoe te gaan. So ons onthou die 5 sekondes reël, 5, 4, 3, 2, 1, en daardie high five wat ek vir my in die oggende gee as ek opstaan in die spieël. En kom ons gaan kyk gou weer na ons 3 minute oordenking en hoe ons dit kan toepas. Mag dit 'n geseënde week wees vir almal. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.